just a story. It's a living, breathing, walking testimony of a God so good he leave his home in glory for the world he loved, for the world that he so loved. Baie welkom en baie dankie aan almal wat vandag hierdie geleentheid gebruik om vir Fanie en sy kinders en sy familie te kom ondersteun. Ons waardeer dit. Ek weet baie van julle kom ver, baie moes moeite gedoen het om af te neem by die werk, maar ons wil tog vir julle sê baie dankie. Ek dink nie hierdie geleentheid sal dieselfde wees as hulle vandag alleen moes hier gewees het nie. So baie welkom en baie dankie. Vir hulle as familie, ons het verlede week so vinnig by mekaar gekom en hoe langer ek oor hierdie situasie dink, hoe meer besef ek dat niks van dit wat ons vandag kan sê, kan regtig hulle help en troos soos wat die Here alleen dit kan doen nie. So ons gebed is van Stefanie met julle gesinne, Stefan, en al die ander familie wat ek heel waarskynlik nie ken nie. Ek vra verskoning dat ek nie almal ken wat hier is, wat deel is van die familie nie, maar elke familielid. Ek het hierdie week dit weer gelees en ek glo dit met my hele hart, ek het dit gesien dwars deur my hele bediening, dat die krag en die teenwoordigheid van God se Heilige Gees is 'n werklikheid. Dis nie iets wat ons net sê, dis nie net mooi woorde wat ons met mense deel nie. En ons gebed is namens ons as gemeente, as kerkraad, elke een van ons personeel, wil ek vandag julle verseker dat ons daar is vir julle. Ons wil hierdie pad saam met julle stap. En ek weet, Stefanie, julle het ook 'n ondersteuningssisteem daar van waaraf julle kom. En Jeffries, mag die Here elke dag. Ek sê altyd met 'n begrafnis is daar baie vriende en almal sê baie goed en ons word gedra deur almal se liefde en se ondersteuning, maar daar kom 'n tyd as ons hier uitstap waar dit alleen pad word, waar daar ervarings en belewennisse is van geleenthede wat ons haar net baie meer gaan mis, wat ons net besef eintlik wat is die leemte wat gelaat was. So van ons kant af wil ons as gemeente en elke lid van hierdie gemeente wat ek verteenwoordig sê baie sterkte, baie seën. Ons is en ons gaan daar wees vir julle om hierdie pad saam met julle te stap. Kom ons sit so, dan bid ons net saam. Vader, baie dankie. Dankie dat U vandag in hierdie plek is. Hierdie is nie eerstens 'n kerkgebou nie. Hierdie is 'n plek waar mense saamgekom het, soos wat hierdie woord op hierdie blad sê, om die lewe te vier van iemand wat U liefgehad het, iemand wat ons liefgehad het, iemand wat ten spyte van wat gebeur het, 'n vol lewe gehad het. Dankie vir die tyd wat ons vir Sari deel van ons lewens kon gehad het. Dankie vir 'n geleentheid om vandag saam met ons seer, saam met ons leemte, saam met die manier wat ons vandag treur, ook kan sê, dankie dat ons dit kan celebrate, dat ons kan vier die lewe van iemand wat 'n vol lewe gehad het. Dankie dat ek vandag kan vra, Heilige Gees, dat U elkeen in hierdie plek kragtig sal ondersteun. Hier's niemand wat met haar dieselfde verhouding gehad het nie, hier's ander wat haar geken het. Hier's van hulle wat 'n intieme verhouding met haar gehad het. Mense aan wie sy baie naby was. Haar kinders en haar man, seker die mees intiemste verhouding met haar gehad. En die manier wat U hulle sal bedien en sal dra en versorg is anderste as ons wat dalk bietjie verder staan. En daarom bid ek, kom o Heilige Gees, en kom openbaar U in hulle hart, in hulle lewens, in elke saak en in elke situasie, vir elke dag wat voorlê, wanneer hierdie mense U sal nodig hê. Verklaar ek in die naam van Jesus, U sal daar wees, dieselfde Here Jesus wat 2000 jaar terug gesê het, ek sal jou nie alleen los en ek sal jou nie in die steek laat nie, is dieselfde Here wat dit vandag nog steeds sê. En daarom kan ons dit met hulle deel en verklaar. Daar sal nie een dag van julle lewe verbygaan wat julle God sal nodig het, wat hy nie deur sy Gees daar sal wees om te help, om te versterk, om te troos en te dra nie. Ons vra dit, Vader, in die kosbare naam van Jesus. Ek dank U vir elke familielid, vir elke vriend,
vir elkeen wat vandag hier is, elke vriendin, wat deel is van hierdie gesinnetjie, want dis hoekom hulle hier is. En ek bid Vader dat U in die dae en die tyd wat kom, hierdie mense sal gebruik as 'n ondersteuningssisteem om op die regte tyd, op die regte dag, op die regte oomblik, dat daar iemand daar sal wees wanneer hulle dit nodig het, deur die werking van U Heilige Gees. Ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. Ek gaan vra dat julle saam met my gaan opstaan en vir ons gaan help. Die woorde sal op die projektors verskyn en dan sing ons eerste lied. En ons dank die Here regtig deur hierdie kosbare woorde van the goodness of God. Kom ons staan op, dan gaan ons dit saam sing. Baie dankie. Of mercy that bought with love wholeheartedly my soul undisturbing. God, you're so good. Oh God, you're so good. Oh God, you're so good. You are so good to me. Behold the cross, age to Age, hour by hour, the dead are raised, the sinners saved, the work of your power. You're so good. Oh God, you are so good. And I thank you, Jesus. God, you're so good, you're so good to me. God, you're so good. Oh God, you are so good. Oh God, you're so good. You're so good to me. I'm blessed, I am healed, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power. Glory, Jesus, your name to be exalted, God. I am called, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Be favored, anointed, filled with your power, for the glory of Jesus' name. Yes, I will remember. What Calvary has bought for me, now and forever. Yes. Amen. Kom ons neem ons sitplekke. Baie dankie vir u deelname.
Seker een van die goed wat vir my uitstaan van Sari se dood is vir my persoonlik, die skielikheid waarmee dit gebeur het. Ek moet sê, dit was vir my baie, dit het my baie onverwags gevang, want toe ek by Vaandel op die plaas was, toe sê ek vir hom, ek het 'n paar weke terug hier gesien, sit daar op die plek, daar waar hy omtrent sit nou. En ek het nie geweet op daai stadium, dit sal die laaste keer wees wat ek haar sien nie. Maar ek dank vandag die Here, nadat ek by hulle gekuier het en kon bietjie tyd spandeer. En een van die eerste goed wat Fanie vir my gesê het is, toe Sari die slegte nuus gehoor het, was haar woorde, moenie oor my bekommerd wees nie, ek is gereed om te gaan. En miskien sal baie van julle dit nie verstaan nie, vir ons as predikante, ons moet baie keer mense begrawe wat ons nie ken nie. Ons moet mense begrawe wat ons weet, wat geen verhouding met God gehad het nie. En dit maak dit baie moeilik. Maar dit bly vir my een van die kosbaarste goed, ten spyte van ons verlies, ten spyte van dit wat so skielik gebeur het, dat ek vandag weet, en die prentjie wat die Here vir my gewys het, en dit wat ek gesien het, sal ek net met julle deel, maar die wonder daarvan dat sy gereed was, dat sy op 'n plek was wat sy gesê het, elke mens op aarde wil lewe, en sy het gefight en sy het beklei om te lewe. Aan die ander kant het sy gesê, as ek moet huis toe gaan, ek is gereed, ek het vrede. En dit bring vrede vir ons, en ek glo vir die familie. Dit vat niks van die seer, dit vat niks van die leemte weg nie. Ek sê altyd, en ek dink die meeste van ons verstaan dit, dat die wat 'n lewe saam met Christus nou vir ewig het, sal verseker nie, as ons met hulle kon kommunikeer, op geen manier sal ons hulle omkoop, om dit wat hulle het te ruil met wat ons het nie. So niemand van hulle sal ooit wil dit doen nie, maar vir ons wat agterbly, is dit moeilik, en dis swaar. En ek wil vandag vir die Here sê dankie. Nou, ek wil nie te veel sê oor Sari nie, ek dink almal wat hier sit ken haar, dis die rede hoekom julle hier is, en ek is nie hier vandag net om oor haar te praat nie, ek is hier om saam met die familie haar lewe te celebrate. Nou, ek het dit nie besef nie, maar terwyl ek en Fanie gepraat het, ander dag, besef ek dat, Fanie, julle is van die oudste lidmate in ons gemeente. Ek het gedag, ek is lankie, ek is 30 jaar in die gemeente, ek dink hy was 30 jaar voor dit al daar gewees. So, dis van ons oudste lidmate, en ek wil vandag, Sari is nou nie hier nie, so ek kan dit nie vir haar sê nie, maar die een ding wat my opgeval het, en ek het dit nog nooit vir jou gesê nie, maar vandag dink ek is die tyd om, en die plek om dit vir jou te sê, wat vir my een van die mooiste goed is, vandag om te sien en te beleef, is dat julle 2 kinders, en al 2 van julle kinders dien die Here, met hulle families, met hulle gesinne, en dis die beste ding wat julle 2 vir julle kinders kon gee. Al sou julle vir hulle alles gegee het, maar dit by hulle weggehou het, sou hulle arm kinders gewees het. En ek eer vandag die Here, en ek eer hierdie vrou wat nie meer hier is nie, dat sy 'n nageslag nagelaat het, wat die Here lief het. Nie net hulle kinders nie, maar ook die hele families, weet ek, het nie net 'n verhouding met die Here nie, hulle dien die Here met oorgawe. En daarom is dit vandag vir my maklik om daardie deel te doen. Ek wil graag julle saam met my lees, as julle die blaadjie by julle het, die skrifgedeelte wat ek graag net wil noem, en dan wil ek graag iets daaroor sê. In Jesaja 57 vers 1 tot 2, as julle ooit wil, kan julle die gedeeltes voor dit gaan lees, om te weet, op grond waarvan sê hy, en maak hy hierdie stelling. Ek kan ongelukkig nie nou te veel daarop ingaan nie, ons tyd gaan ons nie toelaat nie, maar Jesaja 57 vers 1 en 2 sê die volgende, hy sê, die regverdige kom om, en daar is niemand wat dit ter harte neem nie. Die wat aan die verbond getrou is, sterf sonder dat iemand begryp, dat dit deur die boosheid in die wêreld is, dat die regverdiges sterf. Vers 2, die wat die reguit pad loop, kom waar daar vrede is, en hulle rus in die graf. 3 name wat hy hier gebruik, en ek wil nie te veel daaroor sê nie, maar dis interessant, hy praat van die regverdige, hy praat van die wat aan die verbond getrou is, en hy praat van die wat die reguit pad stap. 3 terme wat hy gebruik, net om vir ons een ding te sê, en dit is, dat dit wat met ons gebeur in die kerk, as gelowiges, mag dalk vir die wêreld en mense wat God nie ken nie, ook lyk asof ons, maar op dieselfde manier sterf, want dit is so. Dis nie net ongelowiges wat sterf nie, gelowiges sterf ook. Gelowiges het ook probleme,
Is die van julle as gelowiges in die kerk wat kan daarop amen sê en dit sê dit is so. So dis nie net as jy die Here dien is alles goed en reg nie. Maar hy maak 'n stelling hierso en nou gaan jy vir my vra hoekom sê ek dit vir jou? Ek wil hê ons moet net kennis neem van iets van God se hart want ons gaan nou daarby uitkom. En dit is dat toe God hierdie hemel en aarde geskep het, aanvanklik het hy vir ons iets meer bedoel as dit wat ons vandag het. Hy het vir ons 'n volmaaktheid en 'n volkome lewe beplan en vir ons dit gegee. En sonde het siekte gebring. En siekte, weet julle almal, het die dood gebring. En die vyand wat agter dit alles is, wat die bron en die oorsaak is van sonde, is ook die oorsaak van al die smart en die seer. En ten spyte van dit, sien ons dat God weer eens kom betrokke raak op hierdie aarde, in elke gelowige se lewe. En hy maak 'n stelling hier om te sê, eintlik sê hy dit as ons dit reg lees, was daar nooit die boosheid in die wêreld, sou die gelowige nooit, of die regverdige nooit gesterf het. Maar nou is daar boosheid. En dis as, hy sê mense sterf en niemand neem kennis nie. Dis asof ons nie meer dink oor dit nie. En hy wil hê ons moet vir 'n slag weer daaroor dink. Paulus kom dan sê, dag vir dag, Korintiërs, wie van julle het dit gelees? Dag vir dag bedreig die dood my. Nie een keer 'n maand, een keer 'n week nie. Elke dag van my lewe is daar 'n vyand wat my lewe soek, wat die lewe vir my wil moeilik maak, wat in my familie wil kom skade doen. Elke dag. Maar, ek hou van 1 Johannes 4 vers 4 sê, maar groter is hy wat in my is, as hy die duiwel wat teen my is. En daarom wat ek probeer sê is, toe ek hierdie slegte nuus gehoor het, was dit vir my 'n verskriklike skok. Ek weet tot nou toe nog nie of dit deurgedring het tot my verstand nie. Maar een ding kon ek seker wees. Paulus sê, as ek lewe, lewe ek vir Christus. As ek sterwe, is ek by Christus. Ek kan nie verloor nie. Vir my is die lewe Christus en die sterwe is wins, is een van sy ander stellings wat hy maak. Maar soos ek sê, wanneer ons 'n geliefde deur die dood verloor, is dit altyd vir ons sleg, omdat ons besef, hierdie persoon is op 'n beter plek. Maar dit vat niks weg van die seer en die leemte en die gemis wat ons het. Mense was bedoel om op hierdie aarde 'n vol lewe te hê. En ek dank die Here, Sari het 'n vol lewe gehad. Sy het 'n vol lewe gehad en vir die tyd wat ons haar kon gehad het. Jy sien, ons almal wat hier sit vanmôre, worstel met die lewe. Het jy geweet dat as jy nie, of ek verskoon tog, worstel met God. As jy nie God ken nie, kan jy nie met God worstel nie. Heidene en ateïste worstel nie met God nie, weet julle dit? Ek hoop jy weet dit. Dis net mense wat 'n verhouding het met God, wat kan worstel met God, soos wat Jakob met hom geworstel het. Hoekom sê ek dit vir jou? Ek weet nie of julle al ooit die Bybel in daai konteks gelees het nie, maar ek het al baie keer oor Paulus gewonder. Jy sal nie van enigiemand anders in hierdie woord lees wat meer drama en pyn en seer en verwerping en moeilikheid gehad het as jy's Paulus nie. En tog was daar niemand anders van wie ons lees in die Nuwe Testament wat 'n meer intieme verhouding met God gehad het. Ek weet nie of u daarvan bewus is nie. Hierdie Paulus wat so 'n intieme pad met die Here gestap het, dat selfs Jesus se disippels sê, hierdie man skryf goed wat partykeer net te moeilik is om te verstaan. Dat hy selfs groter openbarings van God ontvang het, al was hy nie een van die 12 disippels nie. En hierdie man loop 'n pad waar hy self worstel met die vrae en die lewe wat baie keer nie vir ons antwoorde het nie. Ek lees onlangs, en van julle het dit dalk gelees, van Paulus, dan sê hy, in Handelinge 20 lees ons waar hy bedien het, en hy het letterlik, omdat hy so kort tydjie daar is, het hy dwars deur die nag bedien. Hy het begin, hy is dwars deur die nag aangegaan. Wie het al daai stuk in Handelinge 20 gelees? Ek bedoel, partykeer raak ons moeg na 'n uur, maar in elk geval, hy bedien dwars deur die nag, en die woord sê, daar het 'n jong man in die venster gesit, en hy val 3 verdiepings, en hy val hom letterlik dood. En Paulus stop die hele diens, gaan af na hom toe, tel hom op, en hy wek hom letterlik uit die dood op, en daar gaan die diens net aan. Ek dink ons moet sulke dienste weer begin hou. Maar hoekom sê ek dit vir jou? Nie lank daarna nie, jy kan gaan lees in 2 Timoteus. Dan lees ons vers 20, ek dink is hoofstuk 3, vers 20. Dan sê hy, vir wie almal groete gestuur moet word, en dan sy volgende sin is, hy sê, en ek moes
triomf is, hy sê, moes ek siek agterlaat in Melette. Dieselfde ou wat dooies opgewek het met een van sy medewerkers, siek agterlaat, en hy kan nie saam met hulle beweeg nie, want hy's te siek om aan te gaan. Vir hoeveel siekes het hy gebid? Hoeveel dooies het hy lewendig gemaak? Hoeveel keer het hy gesien hoe God hom letterlik uit die dood opgewek het? En dan wonder ek net baie keer, het hier dieselfde Paulus, nie ook maar met dieselfde goed geworstel, waarmee ons worstel? Ek glo so. Hy het ook dieselfde vraag gehad wat ons vra. Die rede hoekom ek dit vandag vir jou noem is, want in Handelinge verskoon tog, Johannes 11 vers 37, met die hele storie van Lazarus wat gesterf het, is daar iets interessant wat ons lees in vers 37, dat die twee susters kom na Jesus toe en sê, as u net hier was, sou hierdie goed nie gebeur het nie. Is daar eerlik iemand in hierdie plek wat kan identifiseer met dit? Hoeveel keer was jy al in 'n situasie wat jy dink, as hy net hier was, as ek dalk in daai tyd geleef het op aarde, waar ek hom net kon gaan haal het, as hy net hier was, sou dit en dit nie gebeur het nie. Ek hoop hier's iemand wat al so gevoel het. En hulle sê vir hom, as u net hier was, sou my ons broer nie gesterf het nie. Maar selfs nou weet ons, niks is vir u onmoontlik nie. En die omstanders, die mense wat al vir 4 dae lank gerou het, want hy is al 4 dae terug begrawe, die woord sê hy het al begin ruik. Hy is dood. Vra die vraag, kon hier dieselfde man, wat die siekes gesond maak, wat die lammes laat loop, die blindes laat sien, die dooies opwek, kon hy dan nie verhinder het dat hierdie man nie sterf nie? Gaan lees dit, Johannes 11 vers 37. Die tipe vraag wat ons almal vra, want ons worstel met die lewe, ons worstel met God, ons worstel met die goed waaroor ons nie antwoorde het nie. Maar weet jy wat, aan die einde van die dag, is daar iets wat elke kind van God behoort te het, en dit is die vaste vertroue en geloof in die God wat sê, ek sal jou nooit alleen los en jou nooit in die steek laat. In hulle geval het Jesus, 'n man wat 4 dae oorlede was, opgewek uit die dood. Ons weet, Jesus wek nie vandag elkeen wat sterf op uit die dood nie. Maar daai selfde Lazarus wat uit die dood opgewek is, het weer gesterwe. Want ons sterf almal. Maar jy sien, die dood is nie meer dit wat dit was. En dit wat die mag van dood oor ons gehad het nie, want ons wat in die Nuwe Testament is, ons weet, as ons hier lewe ons vir hom, en sou ons eendag sterwe, dan lewe ons vir ewig by hom. En vir baie van ons wat hierso sit, is dit nie iets wat ons noodwendig kan akkommodeer, ons verstaan nie die inhoud daarvan. Dis te groot, Dawid sê, dis te hoog vir my verstand, ek kan nie daarby kom nie. Ons glo dit, ons weet dit is so. Maar ek weet nie of iemand in hierdie plek is wat vir my vandag regtig met jou taal en jou beperkte kennis en my beperkte kennis kan sê, wat is 'n ewigheid by God, 'n volmaakte, volkome lewe vir ewig by God? Wie van ons kan dit beskryf? Ons weet dit nie. Dit waaroor ons nou preek en praat, is iets wat Sari beleef. Sy vra nie meer vra nie. Korintiërs 13 sê, eendag sal ons ten volle ken, soos wat ons nou deur God ten volle geken word. Is daar van julle wat al gesê het, as ek nou eendag by die Here kom, sal ek graag vir hom dit wil vra. Is daar sulke mense? Kan ek jou hand sien? As ek by die Here kom, sal ek graag dit vir hom wil vra. Nou ek wil vir jou sê, maak vrede daarmee, jy gaan niks vir Jesus vra nie, of vir die Vader nie, want jy gaan alles weet. En of ons dit verstaan of nie, of dit glo of nie, Sari is nou op die plek waar sy geen vrae het nie, sy vra niks nie, sy weet alles, sy ken ten volle soos wat sy ten volle geken was toe sy op aarde was. 'n Lewe wat ons nie kan, die Engels sê imagine nie, ons indink nie, ons kan nie. Hoekom sê ek dit vir u? Jy sien, as ons nie dit het vandag nie, Psalm 116 vers 15 sê die volgende, hy sê, vir die Here is die dood van sy troue dienaars nie 'n geringe saak nie. Ek gebruik baie keer hierdie voorbeeld. Toe ek in 2008 in die ICU gelê het, en volgens die dokters wat aan my gewerk het, het my hart meer as 1 keer gaan staan, en hulle moes my weer probeer in die lewe kry, en ek het 'n paar dae later in die ICU wakker geword, toe hulle my
hande aan die bed vasgemaak met sulke lyk so skaapvelle. As die dokters is, sal julle weet waarvan ek praat. Omdat ek die pyp uit my keel wou trek. En seker so 'n week daarna praat my vrou eendag met my en sy is in hierdie toestand en sy sê vir my die verskriklikste ding vir haar in daai tyd was, as sy uit daai ICU uitstap en sy sien hoe worstel ek met die lewe en om te lewe en sy buitekant in die straat kom, gaan die wêreld aan asof daar niks gebeur het. Het julle dit agtergekom? Die wêreld gaan aan, of sy die lewe en of sy die dood is, die wêreld gaan aan. Die wêreld stop nie. Maar die woord van God sê, dis vir God nie 'n geringe saak. Hy sê letterlik daar, as julle dit gaan bestudeer, sal jy sien, die Here wat sê, en ek weet, ons dink, dis omdat ons God nie ken nie, ons dink dis 'n spreek, of net 'n mooi idioom, of noem dit wat jy wil, dis nie die waarheid nie, die woord van God is letterlik, in die meeste gevalle, tensy hy sê, dit is 'n gelykenis of iets, maar dieselfde God, Fani wat sê, veral vir my en jou, hy sê, ek weet van elke haar wat van jou hoof afval. Stel jy belang in elke haar wat van jou kop afval? Ek dink nie so nie. Wat wil hy vir ons sê? Hy sê nie een van jou hare val op die grond, sonder dat ek dit weet nie. Verstaan ons dan wat hy sê as hy sê, wanneer een van my dienaars, wanneer een van my kinders, wanneer enige regverdige sterf, neem ek nie net kennis nie. Dis nie vir my 'n geringe saak nie. Daar's goed wat gebeur. Een van die mooiste voorbeelde, en ek weet dis Ou Testament, want almal wat gesterf het voor Christus is in die doderyk, en in die doderyk was daar volgens Lukas 16 2 plekke. 'n Plek waar die gelowiges was, hulle wat aan God behoort het, en die plek waar die ongelowiges was, maar albei was in die doderyk. En daarom sal jy lees van elke persoon wat gesterf het in die Ou Testament. Hulle is na die doderyk toe, maar Jesus sê vir die man aan die kruis, wie van julle wil my help? Wat sê hy vir die man aan die kruis? Vandag sê hy in die doderyk wees? Nee, vandag jy saam met my in die paradys wees, die derde hemel, die plek waar God is, in God se teenwoordigheid. En weet julle wat? Vir my een van die mooiste goed, as dit kom by hierdie goed, is in daai selfde Lukas 16, ook vers 20, dan staan daar, of 22. Dan praat hy nou van die ryk man en Lazarus, en die ryk man het gesterf, en hy was in die doderyk, in die hel. En toe die arme man ook gesterf, en daar staan die volgende, ek wil dit net vir julle lees, dis so eenvoudig, maar dis so verskriklik kosbaar. Hy sê, toe die arme man te sterwe kom, is hy deur die engele weggedra na die ereplek langs Abraham. Ons was nie daar toe Sari gesterf het nie, en al was ons langs haar bed, het ons nie gesien wat gebeur nie. Die dood van die regverdige, sê die ou vertaling, is nie vir God 'n geringe saak nie. Hy doen moeite, hy's daar, hy's deel van dit. En daar gebeur 'n klomp goed in die geesteswêreld elke keer wanneer 'n regverdige sterf. En al wat ons weet is, persoon X of Y is nie meer by ons nie. Maar ek sê vandag vir julle, Fani, ek sê vir julle kinders en elkeen van julle kleinkinders, die dag toe julle moeder, jou vrou, julle ouma gesterf het, julle suster, as daar nog familie is wat lewe, die dag toe sy sterwe, was daar 'n God in die hemel wat kennis geneem het. Was daar 'n God wat betrokke was. As in die Ou Testament, engele, die arme man, sy liggaam letterlik gedra het, of hom gedra het, nie sy liggaam, verskoon tog, sy liggaam het agtergebly, maar hom gedra het na 'n ereplek langs Abraham, hoeveel te meer vir ons wat in Christus Jesus gesterf het, en vir ewig by hom sal wees. Hoekom sê ek dit? Want jy sien, ons sê baie keer, ons sê dit op ons blaadjies, en ons sê dit, ons vier die lewe van Sari. Saam met al ons seer en ons gemis, vier ons 'n lewe. En hoekom doen ons dit? Want jy sien, daar's 'n God in die hemel wat dit ook kan vier saam met ons. Die woord sê daar's blydskap in die hemel oor een siel wat tot redding kom. Daai selfde Lukas 15. Maar ek wil vir u sê, volgens die skrif, is daar ook blydskap in die ewigheid vir elke gelowige wat sterwe, want die woord van God sê, vir hom is dit nie 'n geringe saak nie. Die wêreld mag hier buitekant aangaan, en julle mag wonder, weet niemand
dat ons ma gesterf het nie, dat my vrou nie meer daar is nie. Alles gaan net aan soos wat dit gister was. Die Here sê, dit is so en dit gaan so wees, maar moenie dink ek neem nie kennis nie. Ek neem kennis. Ek weet nie wie van julle was onlangs, ek wil klaarmaak, wie van julle was onlangs dalk, op 'n plek soos 'n lughawe of, ek weet nie eens waar kan mens nou sê nie, waar jy gesien het van iemand wat lank weg was, en dan kom al sy familie om op die lughawe, of soos ek toe ek 'n kind was op die trein, ons het soms so halfpad van die trein al afgeklim, jy weet, toe ons jonk was en nog dom was, want jy wil net by jou geliefdes kom, en daai prentjie van iemand, wat by die lughawe staan en daai deure dophou, en as daai deure oopgaan, en ons sien daai persoon, in 2007, moes ek my kind by die lughawe gaan haal, nadat sy vir 'n jaar in Australië was. Dit was vir my een van die moeilikste tye in my lewe. Want maak nie saak wat jy doen nie, jy verlang en daai verlange, jy kan nie gou in die kar klim en vir haar gaan kuier nie. En weet julle wat deel die Here met my? Dis die prentjie wat ek net vanmôre gesien het. Ek weet nie of julle self kan indink in dit nie. Vir ons was dit 'n verlies, want weet julle, vir elke mens wat iemand anders moet verras, omdat jy terugkom, my kind van Australië af, is daar iemand anders aan die ander kant wat moes afskeid neem, is dit so? Maak dit sin, is dit logies? Iemand moes afskeid neem, sodat jy na my toe kan kom. En dis wat God vandag sê. Ja, daar's blydskap, ek neem kennis, dis nie vir my 'n geringe saak nie, maar God neem ook kennis, dat iemand moes afskeid neem, sodat sy by hom kan wees. En ek weet net, daar's nie kameras dalk in die hemel nie. Maar as ons daai gesig kon afneem, sal dit iets wees om ons te help om hierdie pad vorentoe te stap. Vir ons wat ons moes afskeid neem, sodat sy daai deur kon oopmaak en die een sien vir wie sy haar lewe lank gewag het. Van wie sy gelees het, van wie sy gehoor het. Dis dalk 'n prentjie waaroor ons net preek, maar daar's 'n realiteit van dit wat hierdie vrou beleef het. En daar's 'n God wat sê, ja, ek weet, vir haar om in my teenwoordigheid te wees en die fees wat ons vier, moes iemand afskeid neem. En dit was nooit God se plan dat dit so moes werk nie. Nooit. Sonde en siekte het die dood gebring. Ek wil afsluit met 'n verhaaltjie. Hoekom sê ek dit? Ek het begin om te sê, een van die moeilikste goed in die kerk om te doen, is vir ons as leraars, om mense te begrawe, en 'n roudiens te hou, waar ek en die Here weet, hierdie persoon het geen verhouding met hom gehad nie. Het nooit 'n pad met die Here gestap nie. Het geen verhouding met die kerk gehad nie. Nou, julle sal my nooit kry, die van julle wat al was by begrafnisse. Ek sal in my lewe nooit so dwaas wees om te sê, hierdie persoon is by die Here in die hemel nie. Wat ek wel sê, en ek sê dit baie, dat die woord sê, in Johannes 11, vers 25 en 26, elkeen wat in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe, vers 26, net om die misverstand uit die weg uit te ren. Hy sê, en elkeen wat lewe en in my glo. Die voorwaarde is, jy moet glo terwyl jy lewe, nie eendag as jy dood is nie. Elkeen wat lewe en in my glo, sal in ewigheid nooit sterwe nie. En dan kom Jesus en hy vra vir Martha en Maria, glo jy dit? Glo jy dit? Ek wil dit vandag vir elkeen in hierdie plek vra. Terwyl ons praat vandag oor iemand wat God geken het en lief gehad het, en oorgestap het van 'n tydelike na 'n ewigheid, en waar daar werklik in die hemel by God fees gevier word, omdat die dood van sy geliefdes nie vir hom 'n geringe saak is nie. Hy neem kennis, hy doen moeite daarmee. Wil ek vandag vir u vra, het jy regtig 'n verhouding met die Here? 1 Johannes 5:12 sê iets eenvoudig, en jy kan dit nie mis nie, hoef nie, en dit het niks met 'n kerk, denominasie of iemand te doen nie. Hy sê 'n eenvoudige stelling. Hy sê, wie die seun het die lewe. En wie die seun nie het nie die lewe nie. Ek wil nie vandag weet van wat 'n kerk jy is nie. Ek wil nie weet hoeveel keer jy die kerk toe gaan, hoeveel kerke jy vir die Here gebou nie. Ek wil nie weet hoeveel geld het jy vir hom gegee en sy koninkryk nie. Al wat ek vandag wil weet is jy seker as jy by hierdie gebou uitstap, dat as jou leraar jou môre moet begrawe,
as jy 'n leraar het, want ons kry van hulle wat nie leraars het nie. Waar is Vernon? Vernon die begrafnisondernemer, is Vernon hier? Daar is dit Vernon. Vra dit vir hom, hy sal dit vir jou sê. Hulle bel my dikwels, begrafnisondernemers, dan sê hulle, hierdie ou het geen kerk gehad nie, hy het aan geen kerk behoort nie, hy het in geen God geglo nie, is jy bereid om te begrawe? Dan sê ek, verseker sal ek dit doen. Maar dit is vir my geleentheid om vir iemand te vertel. Hoekom sê ek dit vir u vandag? Ek het gesê, ek sluit af met hierdie verhaaltjie. Die vrede wat ek vandag het, saam al die seer, saam al die goed wat gebeur het, ons sê dit nie, ons kan waaragtig voor die Here celebrate. 'n lewe van iemand wat hom geken het. Ons verlies sal ons deurwerk. Dit gaan nog baie daar wees. Maar daar was een keer die verhaal, en ek het dit baie lanklaas vertel, en ek wil dit vanmôre doen. Was daar 'n jong student in Pretoria Universiteit, baie jare terug, dis seker meer as 50 jaar terug. En sy professor, hy was 'n teologiese student, en die professor wat vir hom klas gegee het, eendag, hy het eintlik gegaan om te gaan bewys, daar is nie 'n God nie, hy was eintlik 'n ateïs, en hy staan eendag op, na sy hy was seker al 2 jaar teologie geswat, en hy kon dit net nie hanteer nie, hy het eintlik probeer om dit klaar te doen, om eintlik te bewys, daar is nie 'n God nie. Ou professor, en hy staan op in die klas, hy sê, prof, ek wil net voor die aangaan, het jy enige bewys wat jy vir ons kan lewer, dat daar 'n God in die hemel is, dat daar 'n lewe na die dood is, en dat hy enigstens lewe? En die wysheid wat die Here vir daai professor gegee het, is die volgende. Hy sê vir hom, jongman, ek wil jou 'n vraag vra. En as jy my vraag kan antwoord, gaan ek jou my antwoord gee. Hy sê, ek is 50 jaar getroud. Met die een vrou wat die Here vir my gegee het, vir wie ek baie lief is. Ek het 'n paar kinders wat ek groot gemaak het, wat vandag almal gesond is, en dit gaan met hulle goed, en hulle dien die Here, en die Here was vir ons goed, deur al ons trauma, en al ons krisis, en alles, en hy vertel iets van sy lewe. Hy sê, en weet jy wat, as ek vandag sterwe, en ek vind uit, daar is nie 'n God nie, daar is nie lewe na die dood nie, al hierdie goeders was net alles in my mind, en ek kry ooit weer 'n kans, sal ek dit weer doen, al is daar nie 'n God nie, want die lewe wat ek geleef het en gehad het, was vir my wonderlik. Maar ek wil vir jou vra, met die lewe wat jy het, en dit wat jy glo, sou jy eendag sterwe, en jy kom staan voor 'n lewende God, en jy vind uit, daar is 'n God, daar is lewe na die dood, daar is iets, soos dit wat die woord van God ons vertel, sê vir my, wat gaan jy doen? En daar word vertel, en dis 'n ware verhaal, dis waarvoor ek dit gehoor het, as dit nie so is nie, dan vertel ek 'n ander ou se storie oor. En daar word vertel, dat daai student het sy goedjies gevat, opgepak en uitgestap, en het hom nooit weer gesien nie. Want weet jy hoekom? Daar is nie antwoord daarvoor. Die lewe wat ek nou leef, as ek gevoel is, en daar is nie 'n God nie, en daar is nie 'n lewe nie, sê ek saam met hierdie professor, as ek môre kans kry, doen ek dit weer, en ek kies dit weer, maar elke mens wat glo, daar is nie 'n lewe na die dood nie, daar is nie 'n God nie, daar bestaan nie so iets nie. Ek hoop iemand hoor vandag, en antwoord vir jouself die vraag, wat doen ek as ek eendag voor 'n lewende God moet staan en sê, wel, daar was toe 'n lewe na die dood. Want jy sien, hy het gesê in Johannes 11, elkeen wat lewe en glo. Die voorwaarde is, terwyl ek lewe, moet ek glo. Kan nie na die tyd glo nie. Ek het by mense gestaan, julle kan dit gaan lees, gaan luister op YouTube, al hoe meer mense sterf, en op hulle sterfbed roep hulle uit. Dis te laat. Daar is 'n God, en daar is 'n lewe, daar is 'n hel. Vandag kan ons dit sien, want dit word gerekord. En ek bid, terwyl ons vandag van Sari afskeid neem, by daardie graf gaan ons haar liggaam neerlê in die aarde, sy is nie daar nie. Ons gaan haar nie daar soek nie, sy is nie daar nie, sy kan nie daar wees nie. Sy is in 'n ewigheid by God en saam met God. Die deur het vir haar oopgegaan. En sy die een, die koning, die Here, wat sy lief het, ontmoet. En ek weet, ons praat daaroor, ons preek daaroor, ons weet nie wat dit behels nie. Maar ek bid dat niemand uit hierdie plek vandag sal stap. Onverskillig in jou godsdienstigheid, omdat jy dink jy sit in hierdie kerk by my, of in enige ander kerk, en jy kan nie met oortuiging sê, dat terwyl jy gelewe het jy 'n keuse gemaak, en God die seun gekies, want as jy nie die seun het nie, al het jy 'n kerk en jy het alles, het jy nie die ewige lewe nie.
Ek wil graag vir jou gebed doen. Kom ons bid saam. Vader, so in my gees sien ek, miskien is dit net my verbeelding en dis ook goed, dat Sari vandag by my staan, omdat sy weet waaroor dit gaan. Omdat sy goed ken en gesmaak het wat ons nog net van preek en hoor. Weet ek, sy sal vandag vir my sê, Herman, maak seker, elkeen van my vriende, my familie, hierdie kosbare mense stap nie by hierdie plek uit, sonder dat hulle die goeie nuus hoor. Daar's 'n ewigheid en 'n lewe wat beter is as dit wat op hierdie aarde beleef word. Daar's 'n God in die hemel. Daar's 'n ewigheid. En ek dank U, Vader, dat elke persoon nou in hierdie plek sal seker maak, hulle kies die lewe. Elke persoon wat nog nie gekies het nie, bid ek o God, dat hulle vandag terwyl hulle lewe, sal kies die seën. Want wie die seën het, het die lewe. Dat ons nie hier sal uitstap en sê, ek het my kerk, ek het my agtergrond, ek het my geloof, ek het, nee, dat ons met eerlikheid kan sê, ek kies die lewe en nie die dood nie. Ek kies U seën, o Here, nie die vloek nie. Ek kies die ewigheid saam met U. Ek bid vir elke persoon in hierdie kerk. Ek bid vir hierdie familie, Here, wat ek weet, hulle het gesê, ons celebrate vandag Sari se lewe, maar dit gaan niks wegvat. Van elke keer wanneer ons daai deur oopmaak en die stoel is leeg, elke keer wat Fanie in die bed gaan klim en die plek langs hom is leeg, elke keer wat hy in sy motor klim en na die kafee toe ry, en daar's niemand wat saam met hom ry nie. Ons weet, ons is dankbaar in ons hart om te weet waar sy is, maar ons weet ook, Here, dat die leemte wat ons gaan beleef, is U, o God, getrou om ons te dra en te versterk en te bedien, sodat hy, sy kinders, hulle kleinkinders en elke familielid, elke dag van U goddelike, heerlike teenwoordigheid bewus sal wees, 'n pa wat hulle bedien, omdat hulle dit nodig het. Dankie. Dankie vir elkeen wat vandag hier was en dankie dat ons vandag kan weet. Dat ons kan weet, saam met Job kan ons uitroep, ek weet my verlosser lewe. Ek weet my verlosser lewe. Here, as dit nie die hoop is wat ek vandag vir hierdie mense kan gee nie, dan het ek niks om te gee nie. Ons treur ook, maar nie soos hulle wat nie hoop het nie. Natuurlik treur ons, maar op 'n ander manier. En daarvoor eer ons U Vader in Jesus se kosbare naam. Amen. Ek gaan vra dat Stefanie na vore kom, sy gaan 'n huldeblyk doen en dan direk daarna gaan ons daai lied sing, nommer 2 op ons. L.R. Nast skryf, die lewe is ongelooflik. En dan is dit weer verskriklik. En dan is dit weer ongelooflik. En tussen die ongelooflike en die verskriklike is dit doodgewoon en roetine en aards. Beleef die ongelooflike, byt vas tydens die verskriklike, ontspan en haal asem tydens die doodgewone. Dis so 'n mens 'n hartverskeurende, sielsgenesende, ongelooflike, verskriklike, doodgewone lewe leef. En dis asemrowend mooi. In die verskriklike en die ondenkbare tyd waardeur ons is in die amper afgelope 3 weke, was daar tog asemrowende mooi oomblikke. Soos die dokter Pinaar, die internis onder wie se sorg my ma was, met elke besoek ons hande gevat het, saam met my ma en die verpleegsters, en vir haar gebid het. Die teer oomblikke waarmee die kliniek Bloemfontein se personeel my ma met soveel deernis versorg het. Pastoor Herman wat dadelik kom deurry het plaas toe, om ons te kom bedien, ondersteun en vir ons te bid na my ma se dood. Natasha, die kerk se sekretaresse, vir wie niks te veel moeite was nie, en altyd flink met my gekommunikeer het. Dankie vir elke personeellid van die kerk wat vandag hier is, om die dag te help vlot verloop.
Winnentron van Afpop met sy sagte manier wat elke oproep geduldig beantwoord het. Mense soos Tannie Petrus Koeman en haar dogters Paula en Janine van Memory Fields wat ure na my ma se afsterwe reeds aangebied het om die blomme te skenk en te doen. Dit lyk pragtig, dankie julle. Memory Fields as ook Johanita en Lizette Kriel wat vir ons die tee na die ter aarde bestelling behartig. Ons bedank Perreberg Boerevereniging vir die gebruik van die saal en die geriewe. Jacques Geldenhuis wat gehelp het om die graf voor te berei. En dankie vir Tannie Petro en Tannie Rosalie Bester wat vir ons die graf kom mooi maak het. Dankie aan elke draer wat bereid was om een van die kortste maar moeilikste afstande te stap toe ons hulle gevra het met die woorde, dit sal vir ons 'n voorreg wees. Duisende dankies vir elke persoon wat vir ons 'n maaltyd gebring het. Dankie vir elke persoon wat vandag van ver af gekom het, maar ook van naby af. En ook almal wat vir my ma in die hospitaal besoek het. Ons waardeer elke boodskap, oproep en stemboodskap wat ons ontvang het. Julle gebede en ondersteuning was van die mooi oomblikke in hierdie verskriklike tyd. Clifford, dankie dat jy al 8 jaar so getrou pad saam met my ma en pa stap en dat jy so mooi na die huis kyk en vir my pa sorg. Van my kant af moet ek net 3 mense in besonder bedank. Stefan, Luzaan en Alwyn. Saam met julle 3 sal ek oorlog toe gaan. Boeta, dankie dat jy die fort by die boerdery gehou het, en dit terwyl jy moes wag vir die oproep wat jy geweet het ons lewens onherroepelik sou verander. Jy is die toonbeeld van Grace Under Fire. Dankie vir al jou harde werk by mamma se graf, ek weet dit kon nie maklik gewees het nie. Zaan en Alwyn, dankie dat julle my kids aan die lewe gehou het toe ek nie beskikbaar was nie. Zaan dat jy kos gestuur het, toe ek en Daddy nog 'n restaurant ete in die oë kon kyk nie, en dat julle vir my, Stefan en Dad so mooi getrou, ondersteun en versterk. En my love, dankie vir jou moeite met die video. Dankie Dad dat dit tot die einde by mamma was. Ek het vrede in die wete dat mamma geweet het sy so geliefd tot die bitter einde toe. En dan tydens die ongelooflike, die verskriklike en die doodgewone, dank ek ons hemelse Vader vir sy ondeurgrondelike liefde en sy goedheid. Ek dank hom dat ons in hierdie verskriklike tyd nie sterk hoef te wees nie, want sy genade is vir ons genoeg, en sy krag kom juist tot volle werking wanneer ons swak is. En ek dank ons verlosser dat my ma se lyding van korte duur was, dat sy tot 2 weke voor haar dood nog tussen die beeste in die veld kon wees vir wie sy so lief was. As ek my oë toemaak en aan my ma dink, is haar lag die eerste ding wat ek sien en hoor. Sy was mal daaroor om te lag en sy het dit maklik gedoen. Of jy my ma vir 20 minute of jy haar vir 20 jaar geken het, haar spontaniteit sou vir jou uitgestaan het. Die spontaniteit wat gewoonlik ook gepaard gegaan het met 'n paar ongeoorloofde sê goed wat jy baie keer gestik het, wat jy nie kan glo so statige dames sal so iets kwytraak nie. Met die woorde, die Here het vir jou 2 hande gegee, gebruik hulle. Sal sy sommer gou 'n besem of 'n hark uit jou hand gevat het en vir jou gewys het hoe om dit ordentlik te doen. As jy saam met haar moes werk, moes jy jou storie ken en kon raakvat om by haar te hou, want haar werksetiek en uithou vermoë was ongeëwenaar. Dit was 'n stryd om 'n foto met my ma te neem, want die haartjies moet altyd eers perfek reg. En as dit reg was, moes jy haar kry om vir die kamera te kyk. Die volgende kneuwel wat ek eers na haar dood ontdek het is, ek kry nie foto's van haar alleen in die foto nie. Sy was altyd omring deur mense. Sy was in haar element tussen haar man, kinders en veral die kleinkinders. Sy het mense na haar toe aangetrek en het langs lewende vriendskappe gekweek. Al haar vriendinne kan getuig dat jy altyd lekker saam met my ma gelag het en dat sy 'n eens in 'n leeftyd vriendin was. My ma het spasie opgeneem in die wêreld en 'n indruk gemaak waar sy ook al gaan het. Ons moet haar vandag groet en haar spasie by ons is leeg. Maar ek weet ons ou kookstertjie wat nooit kon stil sit nie, sit aan Jesus se voete,
rustig, tevrede en volmaak. Ek vra dat julle dan nou saam met ons na die skyfie vertoning sal kyk. Die rivier in jou oë is blouer as blou en ek glo dat 'n deel van my lewe in jou toegevou waar net ek en jy kan gaan. As die golwe teen my rotse slaan, weet ek dat jy langs my staan vir altyd. 7 oseane se trane sal my die van jou hart se liefdesriviere kan skei. Van waar my hart se brugtes breek, is die een wie weet wie ek is. 7 oseane se water is min, die eindelose see waar ons liefde begin en ewig groei. Jy is die oseaan waarin my liefde vloei. In my siel, waterval op 'n wiel, draai en draai. In die heel diepste deel van my hart, net jy ken die pad wat onder my voete lê. As die goue sand sy duine ween, kan ek by jou water leef vir altyd. 7 oseane se trane sal my die van jou hart se liefdesriviere kan skei. Van waar my hart se brugtes breek, is die een wie weet wie ek is. 7 oseane se water is min, die eindelose see waar ons liefde begin en ewig groei. Jy is die oseaan waarin my liefde vloei. 7 oseane se trane sal my die van jou hart se liefdesriviere kan skei. Van waar my hart se brugtes breek, is die een wie weet wie ek is. 7 oseane se water is min, en die eindelose see waar ons liefde begin en ewig groei. Jy is die oseaan waarin my liefde vloei en ewig groei. Jy is die oseaan waarin my liefde vloei. Dis kosbaar en verskriklik mooi. Daardie glimlag, dis hoe ek haar altyd sal onthou. Daai smile op haar gesig. Ek wil net my blaadjie kry, of kan julle vir my net, ek wil net die draer se name bevestig. Een ding, Stefan het nou alles gesê, ek dink nie iemand kan iets bysê nie. Maar een ding, wat sy nie kon verdra nie, is 'n lui mens. Van, jy sal dit onthou. Kyk, ek het baie keer probeer. Sy sal jou nie help as jy lui is nie, beloof jou. En dit nou toe Stefanie dit sê, die Here het ons vir 2 hande gegee. Sy kon nie 'n lui mens verdra nie, maar dit is so verskriklik mooi. Mag julle regtig soos die woorde van hierdie wat op die bord was, mag ons dit in ons hart koester en dra, hierdie mooi van hierdie besondere, kosbare vrou. En ons sê dit nie omdat dit haar begrafnis is nie. Ons kan dit met oortuiging sê, want dit is wie sy was. Ek gaan vra dat ons laaste lied gaan sing, en direk daarna gaan die draers na vore kom, en ons gaan hulle geleentheid gee om net eers uit te stap, en dan gaan hulle vir ons help om die liggaam in die
voertuig te kry, en die van julle wat wel saam gaan, van hier af sal ons ry na die plaas toe, en ons kan ongelukkig nie vinnig ry nie, ons mag nie meer as 80 km/h ry nie, so gaan kry vir jou 'n koffie by Seattle, en sit rustig terug, en ons kry mekaar dan by die plaas, by die graf. As jy nie weet waar dit is nie, kan jy dan die stoet ook volg. Kom ons staan op, dan gaan ons hierdie laaste lied sing. Hoe groot is U? Baie dankie. My God, ek in eerbied wonder, U werke elke dag aanskou, die son en maan, die aarde, sterre, wolke, hoe U dit elke dag so onderhou. Dan moet ek juig my Redder en my God, hoe groot is U? Hoe groot is U? Want deur die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik hier U grote naam. Ek sien die veld, die bosse, blomme, struike, ek hoor U fluister, gras en boom en wind. O Heer, U sorg, vir klein, vir groot, vir alles, en U sorg dag na dag vir my, U kind. Dan moet ek juig my Redder en my God, hoe groot is U? Hoe groot is U? Want deur die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik hier U grote naam. U seun word mens in ons gebroke wêreld, kom vestig hy sy koningsheerskappy. Hy maak weer reg wat sonde hier geskend het. Hy bring weer hoop en redding ook vir my. Dan moet ek juig my Redder en my God. Hoe groot is U? Hoe groot is U? Want deur die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik hier U grote naam. O Heer my God, as ek in eerbied wonder en al die werke elke dag aanskou, die son en maan, die aarde, sterre, wolke, hoe U dit elke dag so onderhou. Dan moet ek juig my Redder en my God, hoe groot is U? Hoe groot is U? Want deur die hele
Amen. Baie dankie. Kom ons neem net vir 'n oomblik ons sitplekke. Ek gaan vra dat die draers na vore kom. Stefan Geldenhuys seun, hulle gaan net hier voor staan en na die gehoor kyk. Alwyn Grobler skoonseun, Danu Grobler kleinseun, Pieter Boy se neef, Henk Boy se neef en Shaal Geldenhuys, ook 'n neef. Ons bid net saam. Vader, dankie vir elkeen wat vandag hier was en vir hulle vir wie dit moontlik is om saam met ons te beweeg na die graf toe, om 'n laaste eer te bewys en afskeid te neem van die oorskot van iemand vir wie ons lief is. Bid ek, Here, dat U elkeen wat vandag hier was en kom deel het in hulle vreugde, maar ook in hulle seer en hulle verlies, dat die seën van U die Here op hulle sal rus. Vir hulle wat ver paaie ry, vandag, môre of wanneer ook al, dat Jy hulle sal beskerm en veilig hulle bestemmings aanbring. Ons is so diep afhanklik van U vir dit. Ek bid U seën af oor elke persoon wat vandag in hierdie gebou was. En dankie dat ons nou in vrede uit mekaar kan gaan. En ek vra, Here, dat U op besondere wyse teenwoordig sal wees as ons om daardie graf staan en 'n laaste keer afskeid neem van haar wat vir ons baie kosbaar was. Ek vra dit in die kosbare naam van Jesus, omdat ek glo U is die een wat gesê het, U is by ons, U is saam met ons en U sal ons help. En daarvoor eer ons U. In Jesus naam. Amen. Ek gaan vra dat ons hulle geleentheid gee om uit te beweeg en dan kan die res van U volg. Baie dankie.